Galasiërs 5 vers 19 tot 21 vertel hoe 'n lewe lyk wat deur sondige begeertes oorheers word. So 'n lewe lei na seks buite die huwelik, dade wat heeltemal teen God se wil ingaan en goddeloos is. In so 'n lewe neem allerhande goed God se plek in. So 'n lewe is ook vol haat en bekleierery, jaloesie, dronkenskap en slegte dinge. Mense wie se lewe deur hulle sondige begeertes oorheers word, sal nie 'n plek kry in God se nuwe wêreld nie. Hulle sal nie hemel toe gaan nie. Romeine 8 vers 6 tot 9 sê dat mense wat uit hul sondige natuur lewe, nie die wil van God kan doen nie. Hulle is vyande van God en hulle lewe loop uit op die dood, bedoelende die hel. Teenoor hierdie lewe vanuit die sondige natuur waarin ons almal was, bring Christus vir ons 'n nuwe lewe. In hierdie nuwe lewe beheer nie die sonde nie, maar die Heilige Gees ons lewe. Die Heilige Gees woon in gelowiges. Daarom word ons ook, soos 1 Korintiërs 6 vers 19 sê, 'n tempel van die Heilige Gees genoem. As Jesus Christus nie in ons kom bly deur die Heilige Gees nie, behoort ons nie aan Christus nie. Soos Johannes 3 vers 3 sê, as die Heilige Gees nie ons lewe nuut maak nie, sal ons nooit die koninkryk van God sien nie. Die werk van die Heilige Gees in ons lewe sê dus dat ons aan Christus behoort. Waaraan kan die werk van die Heilige Gees in jou lewe herken word? Hoe kan anders sien dat die Gees in jou leef en werk? Wys die werk van die Gees in jou lewe vir jou dat Christus jou lewe nuut gemaak het, dat jy aan Christus behoort.